Here, ons weet, vanoggend is op ons is net op heilige grond. Here, ons is op heilige grond. Dankie, Here. Dankie, Here. Ons is op U heilige grond. Here, en U is ons God en ons Here. U laat vir ons toe om net in die teenwoordigheid in te kom. En Here, ons harte wil oopbars vanmôre. Dit wil net oopbars. Want ons weet, ons staan voor die enigste ware God, ons God wat lewe bring. Here, U wat kyk na ons met liefdevolle oë. U wat kyk na ons en U wat dit ook uitbasuin uit die hemel uit, kyk my kinders. Here, ons is net hier om U te loof en te prys vanmôre. En Here, as ons net met aanhou sing, dan sal ons aanhou sing. Here, U woord kom vanmôre na ons toe. 'n Woord wat deur U self uitgespreek is, 'n woord wat lewe bring. En Here, ons maak ons harte oop vanoggend. Ons maak net ons harte oop, Here, want ons weet, U wil met ons kom praat. U wil met ons kom praat. Here, en soos wat Samuel die stem net gehoor het, en nie geweet het wie praat nie, kon hy uiteindelik net dit uitgesê het. Spreek, Here, U diensknegt luister. Praat in ons harte in vanmôre, Here. Ons verheerlik U net. Amen. Amen. As ons vanoggend so 'n stukkie hemel hier beleef het, hoe gaan dit wees eendag wanneer ons in die teenwoordigheid van God in die hemel is? Glory, glory, glory. As ons praat oor God se woord, dink ons regtig oor die diepte daarvan waar hy met ons praat. Weet, baie van ons het wegbeweeg uit die Ou Testament uit na die Nuwe Testament. Maar die Here bring vir ons elke slag terug na sy woord toe. Sy woord is nie 'n Ou en 'n Nuwe Testament nie. Sy woord is 'n nuwe woord in ons harte elke dag. Ek gaan vandag die woord bring uit 'n Ou Testamentiese teks wat julle almal baie goed ken en 'n Nuwe Testamentiese teks wat julle ook baie goed ken. Want die Here wil hê ons moet iets verstaan vanmôre oor sy grootheid, oor sy almag en oor sy Godsplan vir my en jou. Nou ek wil eers die Ou Testament toe gaan. Want ek wil soos 'n bietjie praat uit Esegiel 37 en dan gaan ons kyk hoe bring die Here die boodskap van Esegiel 37 oor na Johannes 19 toe. Ek gaan die storie net vertel, soos wat dit in die Ou Testament vertel is. Want Esegiel kom, en hy praat, en hy gee 'n beeld, 'n visie wat die Here vir hom gee, en die Here sit hom in die middel van 'n vallei, met baie droë bene. Ek wil hê jy moet kennis neem van hierdie gedeeltetjie. Hy sit hom neer in die middel van hierdie doodsheid. En God vra vir hom, dink jy hierdie bene kan weer lewe? Here, U weet dit. U weet dit. God se spraak, God se stem, bring uiteindelik bene en spiere en vleis bymekaar. Daar's 'n struktuur aan hierdie gebeentere wat daar lê. Maar die struktuur is daar. Maar daar's nog nie lewe nie. En ek wil hê jy moet dit verstaan vanmôre wat die Here vir hierdie gemeente kom sê. Hy het struktuur gevestig.
Maar nou is dit 'n tyd vir die verder gaan in die struktuur wat daar is. Want hierdie liggaam wat daar lê, het die potensiaal om te lewe, maar daar kort iets om dit lewendig te maak. Daai iets het verlore gegaan in die tuin van Eden, toe God vir Adam geskep het, daai stuk klei wat hy gemaak het, wat hy gevorm het, hy gesê het, ek vorm jou na my beeld, het God se asem nodig gehad, om te kan lewe. En in hierdie beeld, kom God, se beeld oor Israel. Maar ek wil nou vir jou sê, hoekom dit verder gaan as net Israel. Want God sê hierso, kyk hierdie struktuur wat hier is. En God blaas sy asem. Esegiel profeteer God se asem oor hierdie bene wat hier lê, oor hierdie struktuur wat hier lê. En die bene wat die vleis en die struktuur aankry, met God se asem, staan op en hulle word 'n leer, 'n magtige groot leer. As ons kyk na die diepte daarvan, Israel het gesondig, hulle het weggegaan van die Here af. Die Here kom gee hierdie beeld, want hy wil iets doen, hy wil iets kom sê. En as die Here vanmôre vir jou kom vra, wat is jou vallei van doodsbene? Dan kom ek en jy wees eerlik met mekaar vanmôre. Kom ons wees baie eerlik, daar's droë bene in ons lewe ook. Daar's droë bene wat God iets mee wil doen. Esegiel is in die middel van die vallei neergesit. God wil hê, jy moet in die middel van jou situasie gaan staan en kyk na wat om jou aangaan. Wat gaan aan in jou lewe? Wat is die goed wat dood gegaan het in jou lewe? Wat moet lewe kry? Wat nodig is vir die seisoen waarin jy gaan stap? Dit kan baie dinge wees. Kan baie dinge wees. Jy sal weet wat aangaan in jou lewe. Jy sal weet wat dit regtig is wat moet herstel in jou lewe. Want God kom herstel nie net die beenderre nie. Hy mobiliseer hulle ook. 'n Gemeente, ek wil vir jou sê vanmôre, God het nie net struktuur gebring in hierdie gemeente nie. Hy bring lewe, maar hy mobiliseer ons om diensbaar te wees in die koninkryk. Hy mobiliseer ons, maar hy bring ons in die middel van ons vallei. Jy moet jou vallei identifiseer. Wat is dit? Wat is dit wat jou laat uitdroog het? Nou kom ons kyk net so 'n paar goedjies. Wat laat bene in ons tyd droog word? Dis sonde wat nie bely word nie. Wat het Jesus gesê? Wat het die apostels geleer? Repent, be baptized. Onbelyde sonde. As lang tye wat jy uitbeweeg uit God se teenwoordigheid uit. Wat dit ook al is, wat die oorsake is, dat jy net voel, jy voel koud, jy voel jy is nie naby die Here nie. Jy wil eintlik niks met die Here te doen hê nie. En daar kom sulke kort seisoene in ons lewe. Wat is die teleurstellings en die traumas wat jy beleef het in jou lewe wat nog nie afgehandel is nie? Daai seer kry iewers in jou lewe. Daai seer kry in die kerk van Christus. Die trauma wat jy beleef het oor sekere goed wat gebeur het binne en buite die kerk. En dan die groot een, godsdienstigheid. Is jy op 'n plek waar jy godsdienstig is, maar waar jy nie die ware God
met gees aanbid nie. In gees en in waarheid. Want wat is 'n godsdienstigheid? Jy weet, ek het in 'n kerk groot geword. En ek sê dit met 'n diep hartseer, omdat ek het nagestreef het en ek het dit bevorder. 'n Kerk wat kerkordes het wat deur mense opgestel is. Wat riglyne gee van hoe ons moet lewe. En riglyne wat nie altyd ooreenstem met die woord van God nie. Jy sien, want ek kan elke Sondag opstaan en sê, ek glo in God die Vader, ons Skepper, ek glo aan Jesus, ons Verlosser, en ek glo aan die Heilige Gees, ons Helper. Maar dit is dooie woorde. Dit is dooie woorde. En God wil dit lewendig maak, sodat wanneer ek voor mense staan en bely, dat ek glo dat God hier is. Ek glo dat die Heilige Gees met sy vol krag in hierdie plek is vanmôre. Dat dit nie droë, beenere woorde in my is nie, maar dat dit lewegewende woorde is. Dat wanneer ek dit uitspreek, wanneer ek dit verkondig, dat die wêreld sal weet, hier is 'n waarheid wat gespreek word. Nog woorde, dooie bene, wat oor jou uitgespreek word, woorde wat oor jou uitgespreek word, dooie bene, jy gaan dit nie maak nie. Hierdie is nie eintlik vir jou nie. Wie dink jy is jy, dat jy betrokke is met hierdie? Woorde wat doodmaak. Woorde wat die dood vashou, totdat jy dit na die Here toe vat, totdat jy in hierdie middel van jou situasie kan kom en kan sê, Here, hier is ek. Hier is ek. Dat jy hoop verloor het. Hoop verloor vir die toekoms. Dat jy nie weet wat gaan volgende jaar of die jaar daarna in hierdie awesome mooi land van ons gebeur nie. Want ons kyk vas. Ons kyk vas teen die negatiewe, ons kyk vas teen die dood. En ons sien nie die lewe agter dit nie. Kom ons kyk net so 'n paar dingetjies. Amos 8. Die Engels stel dit so mooi. Famine of the word. 'n Honger wat in die land gaan inkom, nie 'n honger na brood nie, maar om die woord van die Here weer opreg te hoor. Is jy by 'n plek waar jy daai hongerte in jou het? Daai hongerte in jou om net aan te hou om die woord van God te hoor. Ek het gister 'n boodskap van 'n baie goeie vriend van my, is eintlik 'n geestelike mentor van my, gekry waar hy net vertel het dat Billy Graham met mense gepraat het en vir hulle gesê het sy manier wat hy by die Here uitkom, sy manier wat hy die Here hoor, was om elke dag 5 psalms te lees en 1 hoofstuk uit Spreuke uit. Elke dag. Die dissipline te hê om in te gaan in die woord. Ek's baie lief vir Johannes se evangelie en ek sê baie vir jong Christene gaan kyk na Jesus uit die oog van Johannes. Maar as ons gaan kyk na die psalms ook, ons leer God ken uit die psalms uit. Hoe meer jy dit lees, hoe dieper sien jy in die gees wat jy moet raak sien. En baie keer, dan lees ons net 'n paar versies, en ons bid gou om ons gewete net rustig te maak. Jy leer God ken uit sy woord uit. Hierdie gedeelte van Jesegiel, kom ek sê vir jou, hoekom dit van toepassing is op ons vandag.
Want die woord van God is heilig. En elke ding wat God in die woord laat insit het, in die Bybel ingesit het, is sodat ek en jy kan kennis neem daarvan. Dis nie maar net 'n visioen wat 'n profeet in die ou dae gehad het nie. God wil hê ons moet kennis neem daarvan. Veral oor die Ou Testament. Want die Nuwe Testament is 'n spieelbeeld van dit wat in die Ou Testament gebeur het. En as God dit hier gee, dan gee hy dit vir ons as 'n voorbeeld. Dis hoekom ons vanmôre van mekaar kan vra, wat is die bene wat dood gegaan het in jou lewe, wat moet lewe kry, wat God wil kom herstel? Sien, daar's nog die sonde in ons, daar's die ongehoorsaamheid. Bring 'n afstand tussen ons en God. Psalm 32 vers 3 en 4. Toe ek my sonde stilgehou het, het my gebeente uitgeteer. Dag en nag het u hand swaar op my gerus. Jy sien dat iets gebeur met jou wanneer jy stil bly oor jou sonde. Wanneer jy aangaan daarmee, jy probeer dit wegsteek. God ken jou. Hy weet wat in jou lewe aan die gang is. Ek het gepraat oor hierdie hoop wat ons verloor. Ek praat met soveel mense oor Suid-Afrika. Hier is uit ons oog uit, is ons verlore, daar gaan nooit weer redding in hierdie land kom nie. Maar hier is uitverkoopte mense vir Christus, staan in hulle Christendom vir 'n nuwe Suid-Afrika wat Jesus gaan terugbring as koning. Hulle is daar. Hulle is daar. Maar 'n politieke leier, 'n leier kan daar staan met 'n visie. Maar hy gaan alleen staan totdat die dooie bene opstaan en daar 'n leer kom wat opstaan vir Christus. Jy sien, want dit gaan nie net oor die dit gaan nie net oor die kerklewe nie, dit gaan oor die politiek, dit gaan oor totaal alles. Want as God sê, hy is die een wat bene kan laat lewe, dan sê hy dit oor ons land ook. Waar is jou hart vir die toekoms van ons land? Het jy vasgehaak by die negatiewe? Want ons God is 'n ware God wat die toekoms van alles ken. En ons moet dit oopmaak. Klaagliedere 3 vers 19 en 20. Ek onthou my ellende, my siel is neergedruk binne in my. Hoe lank gaan jy nog vashou aan daai trauma waardeur jy gewerk het? Want as jy nog daaraan vashou, dan het jy nog nie heeltemal klaar gemaak nie. Dan moet jy nog klaarmaak. Ek onthou my ellende. Wat is die mooi goed wat jy onthou? Wat is die awesome goed wat jy onthou wat die Here al vir jou gedoen het? Want dis die konfyt op jou broodjie. Dis 'n hou soet heuning. Daai onthou wat God in jou lewe vir jou gedoen het. 2 Timoteus 3 vers 5. Hulle het 'n vorm van godsvrug, maar verloon die krag daarvan. Godsdienstigheid. Ons moet uitkom daaruit. Wat is die droogtes in jou denke? Jou dinkpatrone. Romeine 12 vers 2 is so belangrik vir ons om uit hierdie goed uit te kom. Word verander deur die vernuwing van julle denke. Begin anders te dink daaroor. Begin anders te dink.
sien die profetiese woord wat uitgespreek is oor jou dooie bene. Want daai woord is waaragtig waar. En ek gaan nou vir jou wys dat hierdie profetiese woord van Jesegiel, hoe dit aansluit by Jesus en wat Jesus kom doen het. Die sleutelwaarheid wat ek en jy moet vat uit Jesegiel 37 uit, is die vraag, mens, kan hierdie bene weer lewe? Het gaan nie oor hoe droog hierdie bene is nie. Dit gaan daaroor dat God kan lewe bring waar daar nie lewe is nie. Wat voel dood in jou vanmôre? Wat weet jy moet opstaan? Ek wil nou gaan na Johannes 19 toe. Johannes 19 vers 4 en 5. Gaan dit lees, maar ek wil hê jy moet baie diep in jou hart inkyk vanmôre. Jy moet laat jou ore oop is vanmôre om hierdie waarheid vas te maak in jou lewe. Julle weet wat gebeur het. Jesus, die mense skree, Jesus moet gekruisig word, Barabbas moet vrygelaat word. Pilatus, die een wat in hierdie geval moet besluit oor lewe en dood. Hy sien Jesus, hy praat met Jesus. En in sy hart weet hy dat Jesus onskuldig is. En dan sien ons hier, Pilatus het weer uitgegaan en vir die mense gesê, kyk, ek bring hom buite toe na julle toe, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie. En dan hierdie woorde. Toe kom Jesus buite toe met die doringkroon op en die persmantel aan, en Pilatus sê toe vir hulle, luister baie mooi wat sê hy, hier is die mens. Hy het nie gesê, hier is 'n mens nie. Hy het gesê, hier is die mens. Twee gedeeltes in die Bybel, Johannes 19, dis 'n regsaak, waar Jesus skuldig of onskuldig moet word. Jesegiel 37 is 'n profetiese visioen, dood. Nou Jesus, die onskuldige, word skuldig gemaak. Hy staan daar as die onskuldige. Die droë bene lê daar as gevolg van skuld en sonde. En die brug tussen die twee is Jesus neem daar die plek van die droë bene in. Pilatus se woorde, hier is die mens, het so 'n diepe betekenis vir my en jou. Want hy spreek eintlik 'n waarheid uit. Hier's die mens wat deur sy dood lewe gaan bring. Jesus word voorberei om aan die kruis te hang. Maar in die gees is hy klaar voorberei om uit 'n graf uit op te staan, terug te gaan hemel toe en voor te berei vir wanneer hy weer kom. Nou as jy gaan kyk na die simboliese betekenis van hierdie teks in Johannes, letterlik sê Pilatus daar, hier is die man wat beskuldig is. As ons kyk uit 'n mensekunde oogpunt uit, dan is dit hier wat dit beteken om 'n mens te wees. Kwesbaar, lydend. Teologies is die betekenis, kyk, hier is die volkome mens, hier is die volmaakte mens. En dan in die verlossingsteologie, hier is die redder, wat dooie bene lewend maak. Die profetiese woord van die Ou Testament, wat oorgaan na die Nuwe Testament toe. Vind geen skuld in hom nie, maar kruisig hom dan maar. Want dis God se plan. Dis God se plan vir die opstaan van die dooie bene. Want wat gebeur met Jesus? Jesus word gekruisig. Hy word begrawe. Hy staan op.
En dan, Jesus het die voorbereidingswerk gedoen vir die struktuur waar die mens weer moet inkom. Die vleis en die spiere en alles. En dan kom hy sê, wag, tot julle die Heilige Gees ontvang. Want wat is die ontvangs van die Heilige Gees in hierdie konteks? Dis die Gees van God wat weer lewe in ons bring. Daai dooie bene staan op oor 'n woord van God af. Hulle staan op oor die asem van God wat in hulle inkom. Ek en jy, daar's 'n woord van God oor ons uitgespreek, oor elkeen van julle soos julle hier sit. Is God se woord uitgespreek. En hy kom opnuut en hy blaas sy asem in jou. Here, hier staan ek in die middel van die vallei. Hier is al my droë bene. Here, sal U kom in my droë bene lewe gee. Dan kom die twee by mekaar. Jesus is lewendig, maar hy word soos dood behandel. Die bene in Esegiel is dood, maar word klaar gesien as lewend. Dis wat Jesus vir ons kom doen het. Hy het dit vir ons kom doen. Dat 'n wêreldse leier kom sê, is nie skuld in hom nie, maar kom die aankondiging maak, hier is die mens. Hier is die mens. En ek wil vanmôre vir jou kom sê, daai mens, daai Jesus, die Christus, ons verlosser, hy's by jou. Hy's daar vir jou. En hy wil die Heilige Gees vir jou gee. Want Johannes die Doper kom, hy gebruik daai selfde beginsel. Ek doop julle met water, maar hy wat na my kom, wat ek nie waardig is om sy skoenveters vas te maak nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En dit bring my by 'n punt waar ek en jy so 'n bietjie doodsheid in ons het, 'n bietjie doodsbeendere. Ons maak erns daaroor dat toe die Heilige Gees, toe ons lewe vir die Here gegee het, het die Heilige Gees, die inwonende Heilige Gees in ons gekom. Ons word gedoop met die Heilige Gees. Maar waar is die vuur van God in jou? Jy sien, want toe God oor daai bene gespreek het, was daar nie stilte gewees nie. Daar's 'n geluid wat gekom het uit die bene uit. Daar het 'n geluid gekom uit God se mond uit. Jy sien, en dit is wat gebeur met my en jou wanneer ons die Heilige Gees ontvang. Dis nie 'n stilbly seisoen nie. Dis nie 'n stilbly seisoen nie. Die vuur van die dooping met die Heilige Gees moet uit jou uitgaan. Daar moet vuur wees wanneer jy jou woord lees. Daar moet vuur wees wanneer jy praat met mense, getuig met mense oor wat Christus gedoen het. Daar moet vuur wees in jou situasie. Want dis die belofte wat God oor jou uitgespreek het. Jesus, onskuldig veroordeel. Die beenderre word herstel. Jesus se leer, hy word verneder daarvoor almal. En Esegiel, daai vernedering van die dooie bene word gebruik as 'n getuienis. Jesus dra die vloek aan die kruis, sodat ek en jy weer die asem van God kan ontvang. Ek en jy het 'n keuse oor
hoe ons al hierdie goeders wil toepas in ons lewe. Hoe jy dit wil toepas. Jy sien, want hierdie visioen in Jesegiel is 'n spieelbeeld van ons lewe. Die Here sê vandag vir jou, staan op. Staan op. Sodat jy jou volle heilige plek in die koninkryk kan inneem. Dat jy daar is om daai deel in die koninkryk wat leeg is, wat nog joune moet wees, om daar te kan instap. Die woord sê daar was droë bene in 'n vallei gewees. Tussen die berge. Die woord sê vir ons, Jesus is opgewek uit die dood uit. Hy is verhewe. God het hom opgelig. God het hom 'n ereposisie weer gegee. En die woord van die Here kom vanmôre. En hy sê vir jou, dat die Here weer vir jou 'n ereposisie reg het. Ons almal loop 'n pad met die Here. Ons almal is iewester in ons verhouding met hom. Maar hy gee vir ons die geleentheid om daai ou bene voor hom te sit vanmôre. Ek weet nie wat alles in jou lewe aangaan nie. Ek weet daar's baie van julle wat deur goed werk. Daar's probleme in huisgesinne. Daar's probleme in werk. Daar's tekorte wat jy nie weet hoe jy dit gaan aanvul nie. Dis alles ou bene. Dis alles ou bene. Die Here kom sê vanmôre vir jou, ek staan reg. Ek staan reg vir jou. En kom laat ons vanmôre in eenheid voor die Here staan. In eenheid. Om net te staan dat die Heilige Gees vanmôre met ons werk. Dat daar in jou liggaam waar genesing moet plaasvind, dat dit vanmôre kan plaasvind. Daar waar jy 'n oop deur soek vir projekte of 'n oop deur soek vir werk, dat jy net jou inkomste kan herstel. Daar waar jy staan vir die deur om in te stap, waar die Here jou voorberei het vir jou nuwe seisoen, om daar te kan instap. Waar die Here jou voorberei het vir vanoggend. Dat hy jou voorberei het vir die deurbraak wat vanoggend in jou lewe moet kom. Want jy weet waar die plekke in jou lewe is, waar dit moet regkom. Die leuns wat jy oor jouself glo, wat jou blok om uit te beweeg en in te stap in die nuwe seisoen wat die Here vir jou het. Hy is so lief vir jou. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net jou oë toemaak en jy moet in die Gees net sien hoe staan Vader en Jesus en Heilige Gees vanmôre voor jou. Onvoorwaardelik. Wat hulle net hulle liefde nou oor jou uitstort. Dat hulle net jou aanraak. Word net bewus van hulle teenwoordigheid. Dankie Here. Dankie Jesus. Here, dankie vir daai woorde wat U Jesus vir ons gelos het. Kyk, ek kom gou. En Here, ons staan met harte vol van verwagting en uitsien na U terugkoms, Here. Maar tot dan, Heilige Gees, help ons. Help ons om 'n verskil te maak aan die wêreld rondom ons. Help ons om U eer te bring. Here, help ons, Heilige Gees, om gehoorsaam te bly.
in dit wat U na ons toe bring, dit wat U van ons vra. U is ons God, U is ons Here. En die liefde, die teenwoordigheid, en die genade en die glorie van Vader en van Jesus en van Heilige Gees is met jou tot hy terugkom. Amen.